Goeiemiddag liewe mense, my voorreg om vanaand 'n bietjie met julle te praat en ons gaan verder weer deur geloof, want geloof is so ontsettend belangrik. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Kom ons kyk net ek het so 'n bietjie navorsing gedoen hier oor die skepping. Die opskrif is hoe weet ons God bestaan. Goed, as ons nie glo dat God bestaan nie, dan sal ons nie aan hom kan glo nie, want dit is net nie moontlik dan nie. Deur die jare sukkel mense met die vraag of God bestaan en hoe kan ons bewys dat God bestaan? Psalm 19 vers 2 sê, die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die uitspansel, as ons kyk na die uitspansel, daar is daar soveel geheimenisse, goed wat ons nie kan sien nie, wat daar bo is. Ek praat van goed wat ons met die oog nie kan sien nie. Dan is daar ook die bose geeste, alles wat die demone, alles wat in die lug rondsweef, van die Bybel sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, die owerhede en al die onheilige goed in die lug. Goed, die aarde is so klein in die heelal. Wat nog van die nietigheid van 'n mens? Kyk na 'n wêreldkaart, dan is 'n mens eintlik weglaatbaar klein. Jo, groot woord, maar dit is so. Ek meen, kyk na enige kaart, al is dit 'n ligfoto wat van 'n planeet geneem is, sien jy basies wat op die aarde aangaan, maar die beweging van mense is nie duidelik nie, is nie sigbaar nie. Vir soveel jare al soek die mens na ander planete met lewe op. In September 2017 word beweer dat daar 3667 planete ontdek is, waarvan 'n rekord gehou word. Die enigste planeet wat geskik is vir lewe is Venus. Maar daar is een probleempie met Venus. Dit is dat die grade op Venus ongeveer 475 grade Celsius is. Dit is so 'n bietjie warm vir ons, as ons al klaar oor 25 of 30 grade hier. Sou dit dan toevallig wees dat die aarde geskik is vir die mens? Die aarde is 147 miljoen kilometer van die son af. Dit is gekantel, die son is gekantel teen 23,5 grade, sodat plante en diere en ons kan oorleef. Dit is om die volle potensiaal van die ekologiese sisteme van die aarde ten volle te laat opereer. Dit is iets wonderliks om te aandink, waar kom hierdie goed alles vandaan? Hoe het dit ontstaan, as daar dan nie 'n God is wat dit gemaak het nie? God het dit gemaak, hy het gesê, laat daar lig wees, laat die son kantel, laat die son so ver van die aarde af is. God het dit alles so gemaak, hoekom? Want hy wou ons daarop laat lewe, sodat dit vir ons gemaklik kan wees. Want God is in beheer van alles. Hy is die opperwese. Nou is my vraag, wie gee vir die mens die vermoë om hierdie tipe berekenings te maak? 'n mens? Waar kry hulle die kennis vandaan? Wie skep wysheid en kennis in die wetenskaplikes se koppe om hierdie tipe berekenings te maak? Ek meen, hoe bereken jy dat die son 23,5 grade gekantel is, sodat alles op aarde kan lewe, 'n lewe in oorvloed? Om na al die bewyse van die bestaan van 'n almagtige God nog te twyfel, soos iemand wat na 'n plek toe reis met 'n padkaart
wat hy onderste bo vashou. Hy gaan nêrens uitkom. Hy gaan heeltemal verdwaal, en hy gaan verdwaal bly. Ek verwys nou na iemand wat nie begin glo in God nie, wat nie wil besef dat 'n God wel bestaan nie. Gaan nêrens uitkom nie. Kom ons kyk nou aan die einde van die wêreld, die einde van dae. Die Here het gesê hy gaan ons kom haal, vir die wat in hom glo, die wat deel is van sy bruid, sy kerk. Hy gaan ons kom haal. Die mense wat nie kom haal word nie, gaan op die aarde agterbly, die aarde gaan verdelg word. Die aarde gaan nie meer bestaan nie. Daar gaan 'n oordeel wees. Mense gaan hel toe gestuur word. En die mense wat nog in die lewe oorbly, gaan nêrens uitkom nie. Ek vra vanaand vir julle, kyk en maak seker dat die kaart wat jy in jou hand vashou, daar waar jy wil heen gaan, maak seker dat jy weet waar jou eindpunt is, maak seker dat jy die kaart verstaan, maak seker dat jy die kaart reg vashou om hom te kan lees, en volg die kaart, want die kaart is nie verniet opgestel nie. Dit is om mense by hulle eindbestemming te kry. Daarom vra ek vanaand, vat jou kaart sal jy sien buite opstaan die Bybel. Dit is ons kaart, die kaart waarna ons toe moet volg, die pad wat ons moet loop. Dit is waar jy gaan eindig as 'n heilige. Dis waar jy volgens God by ons regte bestemming gaan uitkom. Gee ag, bestudeer die kaart van jou, en sien wat wag vir jou vorentoe. Gaan jy nêrens wil uitkom nie? Of gaan jy dalk wil uitkom daar waar God vir jou die pad gebaan het? In die lig, in die ewige lewe, in die hemel met al sy wonderlike rykheid en heerlikheid. Maak die besluit, die tyd is min. Toe ek 'n klein seentjie was daar al vir my verkondig, die tyd is min, maak jou saak reg met die Here. Nou is ek al 'n bietjie ouer, en kan jy vir jouself indink, hoeveel minder tyd is daar nou? Gaan sit, gaan herkou hieroor, gaan bedink dit weer, gaan maak 'n studie hiervan, en besluit ernstig oor waar jy jouself wil bevind aan die einde. Jy skuld dit aan jouself, of gun jy nie jouself 'n beter lewe nie, 'n beter uitkoms nie? Gaan doen dit, gaan soek God, en soek sy woord, gaan kyk waarna toe is jy op pad. Miskien is jy op pad na 'n afgrond toe, miskien is jy op pad na 'n diep waters toe. Jou keuse is joune. Gaan kyk na jou kaart, en besef, en besluit, waarna toe gaan ek? Waar wil ek eindig? Ek bid dit vir julle oor julle lewe, in die naam van Jesus. Totsiens.